Onse Vader wat in die hemel is, dankie Here vir ons besoek vandag aan Thyatira. Dankie dat ons vir U daar kan ontmoet as die Seun van God, met oë soos 'n vuurvlam en voete soos blink koper. Ons bid dit in die naam van Jesus, amen. Thyatira, geleë aan die Hermusrivier, is waar ons vandag gaan kuier. Die stad is in die noordelike deel van Lydië, wat 'n Romeinse provinsie was, van Asië, en het ook aan Mysië in die noorde en Lydië in die suide gegrens. Nou in Grieks beteken Thyatira dogter, en die stad het sy naam in 290 voor Christus gekry, ter ere van die geboorte van koning Seleucus I Nikator se dogter. Die huidige naam van die stad is Akhisar, wat wit gekleurde kasteel beteken. Thyatira se prominensie in handel en sy talle gildes vertel ons van 'n stad wat ineengeweef was deur ekonomiese en sosiale aktiwiteite. Die gildes het dikwels godsdienstige betekenis gehad, aangesien hulle verbind was tot verskeie beskermgode. En dit was natuurlik 'n groot uitdaging vir Christene, wat gevra was om getrou te bly aan Christus, te midde van druk om toe te gee aan heidense praktyke. Die verwysing na Isebel in Openbaring 2 dui op die teenwoordigheid van valse leringe en morele kompromie binne die kerk. Nou die oproep tot bekering en die belofte van beloning vir diegene wat getrou sou bly, onderstreep die belangrikheid van leerstellige reinheid en morele integriteit. Thyatira was 'n vooruitstrewende stad op die belangrike roete tussen Pergamus en Laodicea. Die stad was die tuiste van die kultus van die aanbidding van die heidense god Apollo, wat die seun van Zeus was, van Pergamus onthou. Die stad was bekend vir sy kleuring van materiale en veral die indigo kleuring was gesog. Nou die handelsgildes het 'n prominente rol gespeel en daar is inskrywings gevind in die ruïnes wat betrekking het op die gilde van kleurvakmanne. Dit dui daarop dat die vakmanne die wortel van die madderplant gebruik het om die pers kleurstowwe te vervaardig. Elke vakman in Thyatira het aan 'n gilde behoort. Die gildes was geïnkorporeerde organisasies wat eiendom in sy eie naam kon besit en kontrakte kon aangaan vir konstruksieprojekte. Hulle het dus 'n redelike hoeveelheid mag besit. Twee van die magtigstes was die gilde van kleurders en die gilde van kopersmede. Nou gildefeeste was natuurlik deel van hulle lewenswyse en dit sou 'n probleem wees vir die Christene, want hierdie feeste het hand aan hand gegaan met die immoraliteite van die aanbidding van Afrodite, en dit het Christelike moraliteit afgebreek. In die geheel het dit die eie soortige karakter of die afgesonderdheid, die apartgesteldheid van die Christelike geloof uitgedaag, en daarmee saam die hele doel van die bestaan van die Christendom om 'n uitgesonderde volk vir Christus te wees. Nou kom ons maak nou so 'n paar opmerkings oor wat ons geleer het. Eerstens, verstaan ons nou van Lydia, wat die purperverkoopster was, wat Paulus in Filippi ontmoet het, en van Thyatira afkomstig was. Dis heel waarskynlik hierdie ontmoeting, wat daartoe aanleiding gee, dat die kerk in Thyatira gestig word. Tweedens, is dit interessant, dat die ander groot gilde, die van kopersmede was, en die Here stel hom voor hier, as die een met voete wat blink soos koper. En derdens is dit interessant, dat dit die valse leringe is wat ingebring word, deur die gildes se aanbiddingsfeeste, wat die striemendste aanval is op die Christelike godsdiens. Iets om oor na te dink, né? Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag verder kon delf in die geskiedenis van Thyatira. Dankie dat U ook vir ons tyd gun om onsself te bekeer. Deursoek ook ons harte, Heer, en mag ons nie in daardie valse lering vasval nie. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.